vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, in Paulus se tyd. Hier gebeur hierdie ding, is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat Yeshua met die asem van sy mond sal vertel. Nou hou weer in gedagte, ons praat van 'n 2000 jaar periode. So dieselfde ou wat in Paulus se tyd dit gedoen het, is nie dieselfde ou wat vandag nog hier is, wat dieselfde mense is. Deur die verskyning van sy wederkoms tot nuut sal maak. Hy, wie se koms is, volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan. En dan is die groot ding. Omdat, so jy kry twee tipe persone. In die een se hart is die waarheid, is Yeshua, deur sy gees. En in die ander een se hart sit hierdie persoon, hierdie man van sonde. En wat is die verskil? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Dit is 'n moeilike sin. Om gered te word. Dit gaan oor iets wat ek doen om gered te word, of iets wat ek nie doen nie, om nie gered te word nie. Ek moet iets aanneem. Wat neem ek aan? Vers 10. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid, ek moet iets lief kry. En wat is dit? Die waarheid. Nou, wat is die groot vraag? Wat is waarheid? U woord is die waarheid. Dit weet ons is waarheid. Maar sy woord is wat verval het. Vers 3 sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. En die mens van die sonde openbaar word, die seun van die verderf. Dis nie in die Chinese afgodediens waarvan hy praat nie. Dis nie in die Joodse godsdienst nie. Dis nie in Baal aanbidding nie. Waarvan praat hy? Waarmee is Paulus besig? Met die evangelie van Yeshua. Die afval vind plaas binne in die evangelie van Yeshua. Dit beteken, daar kom 'n ander evangelie wat genoem word die evangelie van Yeshua. Dieselfde naam, maar as 'n ander evangelie. Die skrif praat ook van 'n ander Yeshua, of 'n ander Jesus. Hy kom met dieselfde naam, ons noem hom op 'n ander plek die antichrist. Wat is 'n antichrist? In die plek van. So daar is die regte Christus, met sy evangelie, en daar is een wat maak of hy dit is, wat lyk soos hy, wat dinge sê soos hy, maar vers 10 sê, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, dit beteken is die teenoorgestelde van geregtigheid, in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Wat is die kruks van die saak waaroor dit hierso gaan? Waarheid. Liefde vir die waarheid, of liefde vir 'n leuen. Daar kom 'n ander evangelie na hulle toe, daar kom 'n ander Yeshua na hulle toe, daar kom 'n ander gees, en dit geval hulle goed. Hulle sê, ek hou daarvan. Hoekom? Dit is 'n baie makliker evangelie. Dis 'n evangelie wat nie baie van my verwag nie. Dis 'n evangelie wat nie my lewe baie ingewikkeld maak nie, wat nie vir my probleme veroorsaak nie. En daarom sal ek dit liewerster aanneem. En wat is dit? Dis 'n ander Yeshua, of 'n ander Jesus. Nou dink 'n mens, hoeveel is daar? Wie is Yeshua? Hy sê nogal, ek is wat ek is. Want hy is God. Ek is wat ek is. So as ek besig is met 'n Yeshua wat iets anderster is as wat hy is, beteken dit, dis 'n ander Jesus. Hy sê, 'n ander Jesus, 'n ander Yeshua. En dis wat ons met introspeksie doen. Waarom is ek besig? Hierdie hele gedeelte wat ons hier lees, sê, Yeshua gaan terugkom. En binne in baie mense se harte gaan daar 'n ander Yeshua wees. En wie is hy? Nogals die man van sonde. Binne in die tempel van God. En sê dat hy God is. En as daai man van sonde in my hart is, dan sê hy vir my, hy is God. En ek glo hom.
en hy ag homself hoër as enige vorm van aanbidding. En ek is nie bereid om my anders te luister nie, want die hoogste God het ek in my hart. Maar dis die ander Yeshua. Hoe weet ek is die ander Yeshua? Want daar's 'n leuen en daar's 'n waarheid. Nou ons leef absoluut in die tyd van die leuen.